Ek wou nou eers gesê het, ek dink dis die regte boodskap vir vanoggend, toe ek sien hoe baie mense is by die kerk. Ek was bang ek is die enigste in die vanoggend. Want as iemand moet hoor, hy moet wag. Kyk, dit werk gewoonlik so, dis baie eenvoudig. Ek het nou 'n paar vriende daar in Rustenburg en dan bel hulle my, dan sê hulle vir my, Dion, ons moet ons bestuurslisensie kom doen. Hoe lyk dit daar aan koste? Hoe vinnig gaan dit daarso? Nou net om almal in koste gerus te stel, het gaan baie vinniger as wat in Rustenburg gaan, so ons kan baie dankbaar wees. Ek weet nie waar gaan jy, waar dit vir jou die vinnigste is nie. Maar ons hele lewe is gevorm rondom dit wat vir my die vinnigste is, die vinnigste werk, die vinnigste help, die vinnigste kos maak, vinnigste die kop seer wegvat, vinnigste my kind se boule warm maak, enigiets wat die vinnigste werk. En ons is so, ek wil amper sê, gevorm rondom die vinnigste. En ek dink soms mis ons so baie van die lewe, omdat ons so die vinnigste. Die vinnigste. Die enigste tyd wanneer jy beloon word om die vinnigste te wees, is as jy in 'n wedloop deelneem. So kom ons kry daai uit die lug uit en dan voel almal nou beter. So indien jy graag die vinnigste wil wees, ek sal vir julle die landlooptye by Nolien kry, dan stuur ek dit vir julle, en dan kan jy kom oefen, en dan kan jy die vinnigste wees. Vir die res van jou lewe, gaan jy vertoef. Nou voor ons begin, wil ek jy net herinner, dat ons almal weet, met hemelvaart het Jesus gesê, net soos wat jy het die engele gesê, net soos wat jy ons sien gaan het, net soos sal jy ons sien terugkom, nie waar nie? En dan kom die Bybel en sê hy, terwyl hy vertoef om te kom. Met ander woorde, terwyl Jesus wag om terug te kom. So jy is nie die enigste wat wag. En dan weet ons die Bybel sê, niemand, nie eers die seun van die mens, nie eens Jesus weet, wanneer hy weer terugkom nie. God die Vader sal net eendag vir hom sê, nou, dis al. So hy vertoef ook. So terwyl ons praat oor wag, vertoef, tarry soos wat in Engels sê. Terwyl ons daaroor praat, wil ek jy moet besef dat Jesus vertoef ook. So as Jesus vir jou vra, en vir my vra, vir sy disippels vra, om net 'n bietjie te vertoef, dan neem ek aan, hy weet al 100% wat dit beteken om te vertoef, om 'n bietjie te wag. Nee? Snaaks genoeg, dis een van die dinge wat niemand wat volwasse is, hou om te doen nie. Ek weet nie, is daar enigiemand wat baie lief is daarvoor om te wag? Enigiemand? Niemand nie. Kom ons wees eerlik, ons hou nie eens daarvan, omdat ons moet wag vir Jesus nie. Ek dink ons almal wil hy moet sommer net vandag kom, dat ons net ontslae kan raak van die wêreld en al die versoekinge en uitdagings en leliks en moord en al die goed en ons almal net by hom kan wees. Nee. Niemand hou daarvan nie. Maar kan ek net gou sien, is daar enige ouer hier vanoggend wat nog nooit vir jou kind gesê het, wag net gou 'n bietjie. Nog nooit nie. Wag net 'n bietjie. Ek kan onthou as ek vir my pa gesê het, ek sal nou. Jy sal dit nou doen. En nou is ek 'n ouer, nou sê ek vir my kinders, wag net gou, ek is. Die woorde het net so 'n bietjie verander. Dit het verander van ek sal nou na wag net 'n bietjie. En dis woorde wat ons gebruik, maar ons wil dit nie hoor nie. Ons gesels vanoggend oor, maar vertoef julle. Wag op die belofte. Die belofte is gemaak. God is nie soos ek en jy, mamma en pappa, wat vir ons kinders sê, ons gaan dit nou doen en dan vergeet ons. Nee, dis nie hoe God is. As God 'n belofte maak, sê die Bybel, ons gaan dit nou lees, is dit ja en dis amen.
Met ander woorde, ja, dis so, en amen, dit sal so wees. Hy's nie soos ek en jy wat sê, wag net gou. En dan na die 5de keer, dan as hy jou weer kom vra, hoe lang moet ek nou wag? Nee. Maar hoor wat is vandag se uitnodiging. En ek dink, dis hier waar ons soms dit 'n bietjie mis. Jesus kom stel eintlik 'n uitnodiging, 'n aanmoediging aan sy disippels. Hy gee nie vir hulle 'n bevel nie. Hy sê vir hulle Lukas 24 vers 49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar bly, wag, vertoef in die stad Jerusalem totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Gewoonlik maak wag ons onmiddellik negatief, kwaad. As ek nou nie voorgestaan het nie, dan kon ek 'n paar ander woorde ook gesê wat dit ons maak, maar wag doen iets in jou binneste. Veral as jy 'n man is. Vanoggend bietjie op die manspad. Dit doen iets in jou binneste. Die oomblik as iemand vir jou sê, wag net gou. Kan jy onthou toe jy vir jou tuinman of vir jou werker gesê het wat besig was om iets te doen, toe sê jy vir hom, wag net gou, ek gaan nou kom kyk en toe gaan hy aan toe breek hy daai ding. Want hy het nie vir jou gewag nie. Maar 2-3 weke voor dit het jy vir hom gesê, waarvoor wag jy? Moet ek alles vir jou doen? As ek nie hier is, gebeur dan niks nie. Waarvoor wag jy? Nee, ons is deur mekaar baie keer. Ons weet soms self nie, maar moet net nie vir my sê ek moet wag nie. Ons hou nie daarvan nie. En in ons vinnige wêreld is dit verseker nie maklik nie. Tog vra die Here ons om stil te staan, te vertoef, om in afwagting te bly, en hy beloof iets beters. Die bonatuurlike vermoë. Hy beloof ons die bonatuurlike vermoë. Jesus gaan hemel toe en hy sê vir sy disippels, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Hoekom was dit voordelig? Want op daai stadium kon hy net op een plek wees. En daar het die Martha en Maria gesê, Here, as U hier was, dan sou my broer nog geleef het. Onthou jy dit? As een mens kan jy net op een plek wees. Mama, help my. Jy wat vir jou kinders sê, ek het 3 kinders, ek kan nie op 3 plekke gelyk wees nie, asseblief. Hoekom was dit vir ons voordelig dat Jesus weggaan? Want nou, die oomblik toe Jesus sê, ek sal vir julle 'n ander trooster stuur, en ek preek elke jaar met hemelvaart hieroor. Daai woordjie ander in die oorspronklike vertaling beteken presies dieselfde as. Gaan lees dit. As jy iets gekoop het, en hy stikkend, en jy vat hom terug na die plek toe, en jy sê, ek soek 'n ander een, gaan jy okay wees daarmee as hulle vir jou iets baie cheaper gee, of baie kleiner gee, of baie, nee, verseker nie. Ek soek daai, sien jy die ding, hy sal so lyk of. Nou dis daai woord wat Jesus sê, ek gaan vir julle 'n ander, ek gaan vir julle iemand stuur presies dieselfde as ek. Om by julle elkeen te wees. Nie net sekere tye van die dag nie, elke dag. En dis hoekom dit vir almal voordelig was, dat Jesus hemel toe is. Wat beteken dit om te wag, om te vertoef? Om in verwagting te woon. Nie net te wees nie, te woon. Ons verwag altyd iets. Jy verwag dat almal wat vir jou werk, alles sal weet, en jy verwag dat jou kind 100% vir eksamen sal kry, jy verwag en jy verwag en jy verwag. En iewers mis ons soms die punt. Want ek onthou toe ek 'n tiener was, toe was ek so opgewonde, toe het die siel eendag daar by ons gepreek, jare terug, toe sê hy, ouers, jy verwag dat jou kind moet goed doen in die eksamen, maar jy het nie by hom vertoef voor die eksamen nie. Toe dink ek,
En my ma het daai boodskap gekry, en toe vertoef sy voor elke eksamen my so met die eendwil, die hele tyd. Gaan sit by jou boeke. En as jy net roer om badkamer toe te gaan sit by jou boeke. Nou, dis presies dieselfde wat ons soms die hele punt mis. Dit moenie vir jou 'n straf wees om te wag op die belofte en die beloning van God nie. Onthou jy dat God het beloftes aangaande elkeen van ons. En vandag wil ek vir jou vra, miskien het baie van daai beloftes nog nie in vervulling gekom nie, omdat jy nie vertoef nie. Omdat jy nie in afwagting vir dit wag nie. Dit moet gebeur. Dit is soos iemand wat op pad is na jou toe, as jy 'n afspraak het. Jy het 'n week terug 'n afspraak gemaak, nou vertoef jy. Jy weet hulle gaan kom. Jy weet dit. Partykeer 'n bietjie laat, partykeer 'n bietjie vroeg. Jy wag in afwagting. God se woord is vol beloftes oor ons. Maar ons wil nie wag. Ons wil nie die tyd uitsit. Die Griekse woord vir verwag en vertoef is menu wat vertaal word en dan beteken dit om te bly. En dis baie meer as net hierdie passiewe wag. Dis 'n aktiewe verwagting. Wag net 'n klein bietjie. En hoor hoe mooi Johannes 15 vers 4 en 5 en ek haal net 'n gedeelte aan. Hy sê: "Bly in my en ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie." Dis 'n verwagting. Ek moet die hele tyd in Christus bly met 'n verwagting. As hy sê bly in my en ek in jou, moet jy elke dag van jou lewe leef met 'n verwagting van Christus. Wat gaan hy doen in my lewe? Wat gaan hy doen in my lewe? Het jy al ooit in jou lewe gewag om te sien wat die Here in jou lewe gaan doen, behalwe vir dit wat jy hom gevra het om te doen? Partykeer wil die Here dinge in ons lewe doen, en ons vertoef nie in hom, ons bly nie in hom nie, en dan gebeur dit nie. Want ons wag net vir dit wat ons van hom vra. Om God se tydsberekening te vertrou. Hierdie is baie moeilik. Om te vertoef is 'n demonstrasie van geloof. Paulus kom en dan sê hy, wees my navolger van Christus soos wat ek is. Met ander woorde, kyk vir my, lewe net soos wat ek leef. Nou ek het al baie keer gesê, ek dink dis baie gevaarlik. Ek dink dis baie moeilik. Maar dis wat Christus wil hê ons moet doen. Wees my navolger. Dit sê, Here, ek kies die tydsberekening bo myne. Prediker 3 vers 11 sê, hy het alles mooi gemaak. Maar dit stop nie daar nie. Op sy tyd. Hy het alles mooi gemaak op sy tyd. En dis moeilik. Wanneer iemand wag vir 'n babatjie. Hierdie is seker een van die voorbeelde wat my die meeste geraak het. Ons het nou 'n paar mense wat ons vriende mee is, wat so op die einde is, hulle babatjies moet nou letterlik in die volgende week of 2 kom. Dis 'n opgewondenheid. Oupa en ouma kan nie wag nie. Dit moet nou gebeur. Maar ouma en oupa weet dat daai babatjie nie op 2 maande gebore kon wees nie. Daai babatjie het 'n bepaalde tyd. Sodat alles kan ontwikkel, sodat alles reg en sterk en gesond en alles kan wees. Tog hou ons niks daarvan om te wag. Op 'n stadium sê die Bybel, kyk, ek doen iets nuuts. Dit het al klaar begin, kan jy dit nie sien nie? God het klaar iets nuuts begin maak, hy het klaar nuwe lewe in daai maag verwek.
Dis besig om te groei. Nou, gelukkig kan 'n mens dit daarom redelik aan hulle sien. En een van my vriende sê, kyk, tot hy kry nou sy dogter jammer, want sy is nou so ongemaklik, nee. Hulle almal wag. Ek onthou, toe ons die eerste sonar gedoen het met Keegan, toe sê ek kan nie wag om te sien. En ek moes 4 dae langer wag as wat die dokter gesê het die dag gaan wees. Maar die oomblik toe ek hom sien, jy kan daai gevoel aan geen mens beskryf. En dis hoe God wil hê jy moet wees oor die beloftes wat hy in jou lewe het. Ek wil vanmôre vir julle sê, dit is nie maklik of lekker om te wag nie. Maar dit is heeltemal anders wanneer jy wag met 'n verwagting. Met 'n 100% vertroue. Dis ook om jou hart voor te berei. Terwyl ons vertoef, vorm God ons karakter. Ek dink van dag 1 af wat ouma en oupa uitgevind het, hulle gaan ouma en oupa word. Is daar iets besig om binne jou te gebeur? Hy vorm ons karakter. Hy werk met ons motiewe. En hy vergroot ons honger na die nuwe. Ek gaan dit weer lees. Terwyl ons vertoef, vorm God ons karakter. Hy werk met ons motiewe en vergroot ons honger na die nuwe. Ek word nie moeg nie, ek word nie moedeloos nie. Ek word nie geïrriteerd nie. Dion, jy praat nou nonsens want jy doen ook. Ja. 'n Stadium, en ek sal dit nooit vergeet nie, ten spyte van al die opgewondenheid met Keegan se geboorte op 'n stadium, wil dinge nie reg verloop nie, en ek kan nie presies onthou nie. Belinda was 24 uur lank in kraam gewees, en ek onthou op 'n stadium gaan ek huis toe, en ek is so geïrriteerd, en ek stap by die huis in, en ek skop die asblik daar in die badkamer, en jy sien papiere en alles trek, en ek gaan staan so op die wasbak, en ek kyk vir myself in die spieël, en ek sê, Here, hoekom nou hierdie? Tot hiertoe het alles so perfek verloop. Alles is reg. Wat is hierdie nou? Hoekom nou hierdie? En ek is amper sê gekalmeer, en ek gaan terug hospitaal toe, en ek sê amper vir myself, as ek daar by die hospitaal instap, dan gaan hulle sê, papa, jy het dit nou gemis. Maar toe is dit nie so. Toe dit nog 6 of 7 of 8 ure wag. Dis nie maklik nie. Maar het my opgewondenheid en my verwagting totaal verdwyn? Nee. Ek het geweet, my seun is op pad. Hoor wat ek sê, soms is dit nie maklik nie. Soms is dit baie moeilik. Maar jy kan nie jou beloning, jou belofte prys gee vir omstandighede nie. Jy kan dit nie doen nie. Nooit nie. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 3 en 4. Omdat julle dit weet, dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar laat die lydsaamheid sy volmaakte werk doen. Hoor baie mooi wat sê hy. Omdat julle weet, dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Nou, lydsaamheid beteken 'n toestand van geduld. Met ander woorde, die feit dat daar beproewinge is, beteken dat dit in jou geloofslewe jou toestand van geduld, ek wil amper sê, bewerk, bring. Dit gaan vir jou nie maklik wees nie. Maar ons grootste uitdaging is binne in ons koppe. Nou dis wat dit beteken om te wag, te vertoef. Om in afwagting te sit. Waarvoor het hulle gewag? Die belofte van die Vader. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, in hom is hulle ja en in hom is hulle amen, tot heerlikheid van God deur ons. Daar's talle beloftes.
gaan lees bietjie, daar's 'n sekere hoofstuk, ek kan nie presies onthou wat sê, hy sê, as jy na my stem luister, dan noem hy al hierdie beloftes wat sal volg. Hy sê, maar indien jy dit nie doen nie, dan gee hy so 'n enorme lang lys van al die vloeke wat sal volg. En dit wil ons soms nie hoor. Ons wil soms net die mooi hoor. Maar ek wil jou vanmôre kom herinner. Die belofte van God is vir jou. As jy die woord van God nie lees nie, sal jy nie weet hoeveel beloftes daar is nie. In die tweede plek is dit om God se heerlikheid aktief te kry in ons. God se krag, hy gee vir ons die belofte. En in die tweede plek is dit sodat God se krag aktief kan word in jou lewe. Geaktiveer word in jou lewe. Voordat jy in enige beroep net kan uitgaan, is daar sekere, daar's twee gedeeltes. Hulle noem dit teorie en prakties. As ek vir Joshua wat 7-8 jaar oud is, moet sê, luister, hier is 'n rooiboks, dan gaan vir my 'n bietjie op, dis die saag, so tot vir jou handskoene gee. Dan gaan vir my, it's gonna be a disaster. Hoekom? Hy het nie 'n idee wat om te doen, en hy het nog minder idee hoe gevaarlik daai masjien is. As jy nie God se woord bestudeer nie, mis jy die beloftes wat hy vir jou het. Dis die belangrikheid daarvan. Dis hoe belangrik die woord van God is. Daar's sekere beloftes wat hy aan jou wil maak. En dan kom hy in die Bybel en hy sê, herinner my aan my beloftes. Jy het al gelees? God kom en sê, herinner my aan my beloftes. As daar 'n belofte in sy woord staan, dan herinner my, sê, die woord sê. Maar in die derde plek, bemagtig dit ons om getuies te wees. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang, nadat die Heilige Gees oor julle gekom het, en julle sal getuies wees. Die feit dat jy foute gemaak het, is nie die einde van die wêreld of nie die einde van jou lewe nie. Maar jou oorwinning oor dit is jou getuienis. Maak nie saak waardeur jy kom nie. Maak nie saak, ek wil amper sê wat se familie met wat se foute met wat ook al nie. Dis nie die einde van die wêreld nie. Maar God wil dit as jou getuienis gebruik vir die hele wêreld. Is die jong man wat ek vir baie jare ken, baie jare. So 'n maand terug toe kom hy by my te sê vir my, Dion, ek is nou 500 dae skoon. Alkoholvry, 500 dae. Hy het so 'n groot passie om sonder 'n rede in ons omgewing oop te maak. Sê ek vir my, kom ons bid, ons kry 'n plek. 'n Jong man, ek dink hy is 4 jaar jonger as ek. Passie, dis sy grootste getuienis nou. Toe hy daar was, het sy ma met my gepraat en gesê, Dion, ek weet nie wat gaan ek doen. Ek weet nie wat gaan dit kos vir hom ooit daar uit te kom nie. Ek weet nie. 'n Ma wat nie moed opgegee het, toe almal moed opgegee het, toe almal moedeloos was, toe sê 'n ma, ek sal hom nie los nie. Ek sal hom nie los nie. Gehuil by die Here, gesmeek by die Here, gesoebat by die Here. Hoor mooi wat ek nou gaan sê, gewag op die Here. Nie vir een oomblik gesê, wie wat, hy sal dit nie maak nie. Sy het gewag vir die dag wat hy vry is. Sy het so in die week verjaar, die ma. Ek dink haar grootste oorwinning is, ek het gewag en God het voorsien. Soms wag ons met trane,
Soms word ons kwaad. Soms is ons gebroken. Maar dit waarvoor jy wag, gaan 'n getuienis wees vir baie mense. Maak nie saak of dit 'n siekte toestand is, maak nie saak of dit 'n verslawing is nie, maak nie saak of dit 'n gebrokenheid is nie, dit maak nie saak wat dit is nie. God gaan jou wag as 'n getuienis vir ander gebruik. Ek wil afsluit en vir ons 5 punte gee, praktiese stappe om vandag te neem om beter te wag. In die eerste plek, maak tyd vas vir God. Maak tyd vas vir God. Wees stil en weet, ek is die Here. Maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, maak jou deur toe. Praat met God, stort jou hart uit voor hom. Maak nie saak of dit in jou kamer onder 'n boom, maak nie saak waar dit is nie. Maak tyd vir God. Maak tyd vir God. Tweedens, 'n ander manier van wag, vertoef is vas en gebed. En dit gaan nie net oor kos nie. Ek dink net voor Paasfees, daai 40 dae voor Paasfees, en is net 'n voorbeeld, ek sê glad nie enigiemand moet dit doen nie, daar's niks verkeerd daarmee nie, ek het besluit om dit te doen. In daai 40 dae voor Paasnaweek het ek al die speletjies in my foon af delete. Hou dit jy soms so sit om net die tyd verby te kry. Ek het dit delete en besluit ek lees 'n Bybel leesplan op my foon in plaas van om te speel. Dis net wat ek gedoen het. En onmiddellik kon ek die verskil in my lewe sien. En jy weet my so werk dit, as jy geïrriteerd is en kwaad is en moedeloos is, en jy maak die Bybel of die Bybel leesplan op jou foon oop, en jy lees die gawes van die Gees, en jy lees die vrug van die Gees. Wanneer jy die bladsy omblaai en sê, nie vandag nie nou nie, miskien vanaand. Weet jy hoeveel keer in my lewe het ek op 'n plek gesit en dan maak ek daai app oop, die Bybel app op my foon oop. En dan glimlag ek net soms en sê, Here, ek dink nie die werk ook met selfone nie, maar op een of ander manier werk hierdie nou vir my. Maak tyd. Soms moet ons goed prys gee om te kan wen. Al is dit vir tyd, ek het net daarna nog glad nie weer, ek geniet dit nou so om dit eerder te doen. Daar's niks vir hom nie. Jy mag maar in die stroopers sit en speletjies speel terwyl jy wag vir die werker of vir wie ook al. Derdens, kweek eenheid. In Handelinge 2 lees ons dat hulle in eenheid was. Hulle het saam op die Here gewag. In jou lewensreis op hierdie aarde is dit nie maklik om alleen die Here te dien. 'n Paar maande terug is daar iemand in Rustenburg gewees wat vir my gesê het, hulle kry net nie 'n kerk waar hulle in pas nie, so hulle luister nou kerk, TV, niks vir daarmee nie, ons stuur ons preek ook uit. Maar 'n klein rukkie later, toe bel die man my en sê, kan hulle my sien as ek weer in Rustenburg is? Toe sê ek, geen probleem nie. Toe sê jy weet, my probleem met die kerk vandag is, het gaan net oor geld. Sê ek, hoekom sê jy nou so? Ek dog dan, julle is nou in geen kerk nie, jy kry nie 'n kerk nie. Toe sê hy, wie wat nie, toe my ma siek is, toe bel ek 5 predikante en almal sê vir my, wat se gemeente is jy? Sê ek, nee, ek dink nie, jy verstaan reg. Sê ek, in my gemeente het ek so amper 600 lidmate. As almal in die hele Koster, in die hele Rustenburg, my bel en met nou te doen, waar gaan ek wees? By wie begin ek? Sê ek, maar wie wat in my gemeente is, daar mense wat hospitaalbesoek doen, en wat ek kan bel en sê, bid asseblief vir hierdie en ek weet hulle sal nou bid. Dis hoekom jy deel van 'n gemeente moet wees. Eenheid. Wanneer jy alleen is,
Eers baie keer wanneer jy alleen is, besef jy die waarde van kerk. Kerk gaan jou nie hemel toe vat nie. Het gaan nie. Geen lidmaatskap gaan jou hemel toe vat nie. Net jou verhouding met Jesus Christus alleen sal jou hemel toe vat. Maar om hierdie moeilike pad op aarde te stap, het jy medegelowiges nodig. Jy het. Vierdens, verwag wonderwerke. Moenie geïrriteerd raak as die Here iets vir iemand anders doen en jy wag nog nie. En dit het al in my lewe so gewerk. Ek het op 'n stadium gesê, Here, ek verstaan nie. Ek vertrou U al so lank vir hierdie. Maar jy doen dit vir daai en jy doen dit vir daai en wat van my? Moenie jaloers wees op hulle nie. Wees saam met hulle bly. En wag, vertoef op die Here. Want jou wonderwerk is op pad. Hy sê so mooi in Markus 9 vers 24. Here, ek glo, help my in my ongeloof. Here, ek glo, help my in my ongeloof. En laastens, verklaar die beloftes van God. Vir een of ander rede is ons as Christene soms skaam om die beloftes van God te verklaar. En baie mense het al vir my gesê, Dion, ek het soveel van my beloftes vir mense gesê, ek glo die Here gaan dit doen, en dan gebeur dit nie, en dan voel ek so sleg. Moenie dat die vyand God se beloftes oor jou lewe kom steel nie. Nee. Verklaar God se woord en sy beloftes oor jou lewe, jou man of jou vrou, jou kinders, jou kleinkinders, of wie ook al. Verklaar dit. Spreek dit. Praat met jouself. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Krag om te oorwin. Krag om God se stem te hoor. Krag om te leef. Krag om te help. Krag om te bid. Krag om te aanbid. Krag om te bly staan. Krag om te voorsien. Krag om weer op te staan. God gee sy krag aan jou. In hierdie tyd waarin ons is die 10 dae tussen Hemelvaart en Pinkster, waar die disippels moes wag. Ek wil jou vanoggend vra, het jy al ooit op die Here gewag? Het jy al sy beloftes gevat, gelees in sy woord, dit gespreek oor jou lewe, en met afwagting vir die Here gesê, ek wag vir hierdie dag. En die dag as dit gebeur, sal jou lewe 'n getuienis wees wat God sal eer. Het is nie maklik om te wag nie, maar om op God te wag, het die grootste beloftes en belonings wat God oor jou lewe wil laat gebeur. Kom ons sê oor. Here, dankie dat ons kan weet. Die beloftes is ja en is amen. Ek glo in die woord van God. Ek glo dat die woord die waarheid is. Ek wil kom bid, Here, dat U ons sal help om die woord te bestudeer, om het te leer, dat ons U beloftes ons eie kan maak. Ek bid, Here, dat U ons sal leer hoe om stil te wees, hoe om te stop en te glo. Ek bid dat elkeen van ons se oorwinnings in 'n getuienis sal omsit. Dit wat nou 'n swakpunt, 'n tekort in ons lewe is, maak dit 'n getuienis, Here. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom.
Maar wag daar, totdat dit gebeur. Dit sal nie langer vat as wat dit moet nie. Dit gaan nie gouer kom as wat dit moet nie. Want dit wat gebore word binne jou, het 'n bepaalde tyd. En God sal verheerlik word daardeur. Werk in ons harte, Here, werk in ons gedagtes. Vergewe ons vir die kere wanneer ons ongeduldig raak, moedeloos word, kwaad word, hartseer word. Maar help ons om vas te bly staan in die geloof en die standvastigheid van U woord. In Jesus naam. Amen. Amen. Die Here sê.